Psalm 139, vers 13 en 14. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Woorde wek, maar voorbeelde trek. Luister gou na hierdie. Om môre in jou kinders se herinneringe voor te leef, moet jy vandag vir hulle daar wees. Daar bestaan nie iets soos 'n volmaakte ouer nie. Wees daarom net 'n regte een, 'n reël een. Moenie jou bekommer oor die feit dat jou kinders nie na jou luister nie. Wees liewer bekommer daaroor dat hulle jou die heeltyd dophou. Baie welkom vanoggend weer by ons derde tree wat ons gee op my geloofsreis. En ons tema vir vandag is goed genoeg. Is dit waar? Is ek goed genoeg? Kleintyd was hy 'n pragtige dogtertjie gewees. Baie mooi. Maar nooit dit gehoor nie. En dan het haar maatjie kom kuier en dan het pappa vir maatjie op skoot getel en vir maatjie vertel hoe mooi is hy. En dit het tot gevolg gehad dat hierdie pragtige dogtertjie nooit kon glo dat sy mooi genoeg was nie. Soos wat sy groter geword het en 'n wonderlike en pragtige vrou geword het, was dit nog steeds iets wat sy nie kon glo nie. Net soos hierdie dogtertjie, leef ek en jy ook vandag nog met dinge in ons koppe wat ons sekere dinge maak glo en wat bepalend was vir hoe ons God sien en hoe ons ook in die spieël na onsself kyk. Ek sê mos altyd vir mense, meneer, vanoggend toe jy geskeer het, mevrou toe jy gerimeer het en jy kyk jouself so in die spieël, wat sê jy toe vir jouself? Hallo, jou oulike ding. Nee, dit is nie die dinge wat ons vir onsself sê nie. Wanneer ons na onsself in die spieël kyk, dan is daar hierdie ding wat hier sit van, jy weet, hier's te veel plooie en waar kom hierdie ding vandaan? En dis mos hoekom soos die mamma wat vir haarself ook so in die spieël kyk en so van elke kant af 'n danige kant soek, jy weet, net om daarom te voel sy het dit nog. En sy naderhand moeg en moedeloos sê vir haar dogtertjie wat by haar staan, jy weet my skarrebol, die liewe Here het gesê, mamma se liggaam is 'n tempel van God, maar mamma is besig om 'n kathedraal te word. En ons manne, ons ontwikkel maar so 'n sinagoge, is nou hierdie ronding om die middellyf. Vandag wil ek nou vir jou kategories dan sê, ek glo, naas ons godsbeeld, wat nie is soos wat dit moet wees nie, is die grootste enkele ding, waarmee 90% van Christene wil ek sê, sukkel, is om in hulle eie vel tuis te kom. Om vir hulle self met God se liefde te kan lief wees. Nou my moedertjie het altyd gesê, enige mamma wat 3 seuns kon grootmaak, gaan eendag in die hemel 'n standbeeld kry. Want om seuns groot te maak, is verseker nie die maklikste van dinge wat ons as ouers kry om te doen nie. En soos wat ek verlede week vir jou gesê het, ons ouers kon net vir ons gee en net vir ons voorleef hoe om dinge te doen, na aanleiding van waar hulle vandaan gekom het, dit wat hulle gesien en beleef het in hulle ouerhuis. En soos wat ek vir jou gesê het, dit was groot gesinne. En my pappa het sy pappa verloor toe hy 10 jaar oud was. So hy was nie altyd daar en hy het nie gesien hoe gebeur die dinge. Byvoorbeeld, sy boetas het hom vertel, hoe het oupa hulle met die osrieme in die skuur geslaan. En daarom het pappa geglo, kyk, as 'n man nie sy plek ken nie, 'n jong kind, 'n seun,
dan moet hy gevoeder word. En pappa het nie die roede gespaar nie. Pappa het ingeklim. Die ene het ons gesê, wat is die swart en wit streepies wat jy daar op die horison sien? Dit is môre en oormôre wat aan die kom is. Maar ons het sulke rooi streepies op die boude gehad, soos wat ons gevoeder is. Jy was soms te skaam om skool toe te gaan. Maar dit het ook daartoe gelei dat ons met so heilige vrees geleef het vir pappa. Jy het net so vir pappa gekyk en so vreeslik versigtig wyd om pappa gestap, net vir ingeval jy nou dalk net iets verkeerd gedoen het waarvan jy nie eens weet nie. En juist dit het daartoe gelei dat ek met 'n baie bang binneste van kleintyd af begin leef het. En noodwendig dan, wanneer jy so bang is vir iemand, maar jy is ook tog lief vir daardie persoon, wil jy daardie persoon se guns wen. En al manier hoe ek probeer het om dit te doen, was om die regte ding te doen. Nou een van die reëls in ons huis was, as jy eksamen skryf, moet jy hierdie eksamen beter doen as wat jy verlede eksamen gedoen het. En as jy nie beter gedoen het nie, dan het jy pakslaag gekry. So nou kan jy net dink, aan die een kant die vrees vir pakslaag, die ander kant weer om daarom vry te kom, nie pakslaag te kry nie, het gemaak dat jy ingeklim en geleer het. En nou moet jy my ook mooi hoor. Ek sê nou nie vandag dat dissipline verkeerd was nie. Ek glo met my hele hart, dit is juist deel van die sukses wat so baie mense behaal het. Omdat hulle binne baie duidelike grense groot geword het. Hulle het geweet wat is reg en verkeerd. En hulle het geweet wat gaan die gevolge wees van as jy nou nie die regte ding doen nie. Maar aan die ander kant het dit ook daartoe gelei dat 'n mens nooit goed genoeg gevoel het nie. As jy 93 in die eksamen kry, dan is die vraag, hoekom was dit nie 94? Bitter selde is daar gesê, "Ai my seun, dit was nou pragtig. Weet jy, ek is so trots op jou." Soos wat ek jou verlede week vertel het, dit het nie gebeur nie. Want daar is 'n glo, jy kan nog beter doen. En nou wil ek dit weer duidelik stel. Hulle het dit nie gedoen omdat dit vir hulle lekker was nie. Hulle het dit gedoen omdat hulle geglo het dat dit die beste manier is om die beste uit 'n kind te kry. So van kleintyd af het hierdie ding in die kop begin vorm kry van om liefgehet te word en aanvaar te word, moet jy presteer. Het sy skolasties, het sy sport, op enige manier. En weet jy, as ek nou na die wêreld kyk waar binne ons lewe vandag, dan kom ek agter, maar dis nog steeds maar net so. Luister net na ouers se praat, hoe hulle praat van Janie wat daarom nou eerste staan in sy klas, en Sannie wat nou so presteer het, en dan hierdie gebrek met die kinders. En dan kom jy ook agter, hoeveel ouers lewe vandag hulle drome en die drome wat vir hulle gekoester is, deur hulle kinders uit. My kind moet dit doen, want ek kon dit nie doen nie. Of ek wou dit graag gedoen het, maar daar was nooit geleentheid gewees nie. Ook soos wat ek jou gesê het, van die 5 liefdestale was daar nie sprake nie. Maar net so ook nie van emosionele intelligensie nie. Elke mens, elke kind is anders en moet op 'n ander manier hanteer word, binne sy unieke menswees pakkie. En van kleins af was ek maar 'n sensitiewe sielietjie gewees, die meer emosionele ene. En weet jy, ek het baie gou in my lewe agtergekom, dat daar een manier is, hoe jy jouself kan laat geld in handhaaf, en dit is om te huil. Ek wil vir jou sê, op 'n stadium was ek omtrent 'n professionele wener. In die Bybelse tyd het hulle mos mense gekry, letterlik, as daar iemand oorlede is, dan het hulle hierdie weners gekry om te gaan ween by die graf. En ek was omtrent een van daai gewees. Maar soos wat ek groter geword het, word daar toe vir my gesê, hey, jy's 'n seun, en 'n seun huil nie so nie. Kom ons by familie, dan word ek gespot oor my gehuilery. Kom huil nou eers vir ons 'n bietjie. Tot op 'n stadium, wat ek besluit het, hier stop dit vandag, nou huil ek nie meer nie. En ek het opgehou huil.
baie minder, later heeltemal. Maar ek het toe 'n humeur ontwikkel. Jy sien, want die huil was die drukkoker se prop wat so nou en dan gemaak het. En toe ewe skielik kan daai drukking nie ontsnap nie. En toe ontwikkel ek hierdie humeur. En die slag wanneer die drukkoker dan gemaak het, dan was dit 'n groot gemors. En dan sê vir my gesê, maar weet jy, 'n Christen maak nie so nie. En ek het so hard probeer om hierdie meer ook te oorwin, maar dit het net al hoe meer gemaak, dat ek al hoe slegter gevoel het oor myself. En dan nog 'n interessante ene, wanneer jy dan per ongeluk, sê nou maar, ons waskorrel goed en ek breek 'n glas, dan is daar gesê, dis nou oulik, nee, maar mooi man. En daai dinge het ook in ons koppe vasgesit. Baie jare daarna, net om vir jou 'n voorbeeld te noem, wanneer ek konserte gedoen het en gesing het en opgetree, dan kom mense na die tyd, dan sê hulle vir my, dit was nou baie mooi man. Raai wat het in my kop gebeur? Ek het gehoor eintlik, weet jy, dit was 'n groot fout wat jy gemaak het. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. 'n Klomp dinge wat in ons menswees gebeur het, wat gemaak het, dat ons nie glo in onsself nie, dat ons nie regtig vir onsself kan lief wees nie, en dat ons sukkel om die lewe te leef, want die hele lewe word hierdie veg vir aanvaarding, en om vir die wêreld te wys, jy is die moeite werd. Maar jy sien, hierdie is baie harde werk. En soos wat jy dan deur die lewe groei, en jy bereik dinge, dan is dit nog steeds nie goed genoeg nie. Dis 94 en jy kon 95 gekry het. En dan moet jy beter doen. En nog 'n bietjie beter, en nooit goed genoeg nie, en nooit kry die erkenning wat jy moet nie, en selfs wanneer jy erkenning kry, dan is dit nie goed genoeg nie, want jy glo in jou hart van harte, dat jy nie goed genoeg is nie. Jy verdien nie om liefgehet te word nie. Soos 'n jong pragtige meisie wat by my in die spreekkamer gesit het, en na so 'n paar sessies, toe sê sy vir my, Sja, ek wil vir jou iets vertel, en ek hoop nie ek skok jou nou nie, maar ek is 'n high-class escort, 'n prostituut. Sy sê, en weet jy, net om vir 'n oomblik te voel, iemand is lief vir my, en iemand gee om, is ek bereid om my lyf te verkoop. En weet jy, ek kan jou ure lang besig hou, met stories op stories op stories, van mense wat hulle eie menswaardigheid in die grond intrap deur dinge te doen wat hulle nie wil doen nie, maar wat vir hulle so bietjie, net vir 'n oomblik, menswaardigheid gee, vir hulle laat voel, daar's mense wat regtig omgee. Ek hoef nie meer met vrees en bang te leef nie, want die God van die heelal sê, ek is goed genoeg, ek is so kosbaar vir hom, dat hy sy enigste seun gestuur het. Sou ek die enigste sondaar op aarde wees, sou Jesus nog vir my kom sterf het. En daarom, ek is nie meer wat die wêreld wil hê ek moet wees nie. Ek is 'n koningskind. Ek is God se kind. En hoe meer ek en jy vanuit daardie identiteit begin lewe, hoe minder het ons nodig om 'n pause op te sit. Hoe minder het ons nodig om ander mense te beïndruk. Wat hulle dink van my is hulle saak. Want ek weet wie is ek. En al een wat ek tevrede wil stel, en wil maak glimlag met alles wat ek doen, uit dankbaarheid, is hierdie Papa Vader, my vriend Jesus en die Heilige Gees. Kom ons stop vandag eers hier. Volgende week kuier ons weer verder saam. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Sjaal. Hemelvader, vir so lank in ons lewens het ons probeer om mense in die wêreld te beïndruk.
om te verdien wat U vir ons verniet kom gee het in Jesus. Ons het oral gesoek daarna. Prestasie, dinge, allerhande ander dinge wat ons gedoen het. Om op die einde van die dag elke keer net weer met 'n leë holkol verder te leef. Dankie dat U ons aanvaar soos wat ons is. En dankie dat U 'n pad met ons wil stap sodat ons die mens kan word wat U weet ons kan wees. Amen. Nou as jy elke dag 'n WhatsApp dagstukkie wil ontvang, kan jy gerus jou naam en nommer na die volgende nommer toestuur op WhatsApp en dan sit ons jou op een van die groepe en dan gaan jy elke dag jou dagstukkie daar kan lees. Jy kan gerus ook ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad besoek of ons Lewe Lig YouTube kanaal vir meer inspirasie. Hê 'n wonderlike dag en mag die Here jou ryklik seën.